Maar nou ja, ons hanteer dit, en dit kom dat ek al gaan. Dus blijf by elkeen wat hier is lekker om in die huis van die Here te wees. Dit is lekker om die naam van die Here groot te maak. Want ons op mekaar kom, wat ek al gesê, ek kan net sien uit om te wees op Sondag. Julle is ons boeties en ons sissies, en ek sien uit om julle te sien, wanneer ons op Sondagoggend hier kom. Kom ons julle net so sit, dan gaan ons net toon van genade en water. Vader, wat ek voorheen vanmorgen, om met te kan instap in die allerheiligdom van God en Here. Dank dat ons vanmorgen net die naam kan groot maak, nie kan eer, nie kan aanbid, Here. Dank dat ons vanmorgen nie kan ken as die Vader wat vir ons lief is. 'n Vader wat 'n hart vir ons het, 'n Vader wat ons omgee, Here. Dank dat ons vanmorgen weet, Here, daar is niemand soos U, niemand kan die plek van Here. Niemand kan met U vergelyk vanmorgen, Here. Daarom ons vanmorgen loof, ons wil U prys. Ons wil U eer vanmorgen, Here. Ons eer U vanmorgen vir nog 'n geleentheid om net so by mekaar te kan kom, Here. En saam die naam van die Here te kan groot maak. Om U woord te kan besit, te kan loof en te kan prys, Here. Ek bid vanmorgen elke lofprys en offer wat ons vir U bring vanmorgen, en wel U kan gee vir U aangesig sal wees, Here. Dat U sal geniet wat ons vir U wil bring vanmorgen, Here. Maar dit kom uit ons harte uit, dit wat ons sing vanmorgen tot U kom uit ons harte uit, Here. Maar het gaat niet vanmorgen om ons, het is not about us, Lord, it's only about You. Just know that heaven upon us today, Lord, and let Your glory fill this place in Jesus' name. Amen and amen. Ons gaan die wacht vir ons offerings in die Christus, van my woorde, dat die sal daar om die offerings in die Christus te gee. Ons sal, en sal ons lekker saam tot eer vir die naam van die Here. In die maak ons die jaar is dit.
Lord, we love you. 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 Lord, we praise you. Lord, we praise you. We praise you. Lord, 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 we praise you. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.
You will come like the rain. I believe you will come like the rain. Burn down on my knees and cry holy. I cry holy, oh so holy. Glory to the Son of God.
verstaan, dit is seker heilige grond is waar is. Maar Here wys vir my ding. Hulle het 'n studie gedoen, dat as kinders kom op die gras laat en voor hulle eksamen, is hulle 75% braai. Die woordjes is die schoenen uitgedraai, was je voor bloemen en voeten? O jij hebt gewoon eigenlijk God van die aarde en die hemel voel bezig. He felt the Lord in this room in the lichaam van die verandering. He felt the presence of God, the outwardly opponents in the lichaam. Because the presence of God is tangible, but the next is in me. Dat is niks in die moeilijkheid van die Here te hoor. As jy net as smart as die woordigheid van die Here nie. Dis tyd om terugkom, die kerk van die Here op 'n plek, wat ons weet, waar ons krag vandaan kom. Ons moet ook kyk na ons bankbestuurders, ons moet ook kyk na mekaar, ons moet ook kyk na almal, ons kyk na die Here. En dan wil jy weer proclaim holy ground. As jy if you play on the devil's playground, you proclaim the holy ground. There's nothing stronger, there's nothing bigger, there's nothing better than my Lord this morning. And I proclaim holy ground this morning. Ons proclameer Here, heilige grond vanmorgen. Yes, Jesus. This is holy. We stand in our holy ground. Hoe meer ons los, hoe meer ons
Live
met instructions. En dat elkeen vanmôre sal hoor wat God vanmôre sê. In die naam van Jesus. En verklaar my totale afhanklikheid van die verhoor, Here. Vra die my lippe sal salwe, ek wil vir U vir die altaar. In Jesus naam, Jesus naam. U wat die Bybel gebruik, is dit. Dis pastoor, vergun my net. Pastoor het hierdie hele week gevroeg met 'n saak van herlewing. En hy begin fout soek by homself. Ja, ek wil net vir julle sê, die wêreld verhoog verander dag vir dag. En ek wil dankie sê vir die groep Suid-Afrikaners wat Vrydag aand teruggekom het uit Rusland. Dis ongelooflik. Die werk, sendingwerk wat hulle gedoen het in Moskou op die Rooiplein en verder af vir die week. Die hele land vol. Die wat ooit baie getref het, is die beelde en goed van die plein, the Ark of Angels, nie baie ver van die Moskou Rooiplein af. Is 'n groot park, vol bome, the Park of Angels. 'n Paar jaar gelede was daar groot op so kunstefees. En 'n klomp kinders het doodgebrand. Van die kinders wat daar uitgehardloop het en ouers het gesê, hulle die kinders engele gesien opstyg in die hemel. En dis wat die plein sy naam gekry het, the Park of Angels. En vir elkeen van daai kinders is daar boom geplant. So pastoor, herlewing is besig om te gebeur. Al sien ons dit nie met ons oë nie. Maar kyk net, die wêreld verhoog, verander, aanhoudend. God is aan die werk. Amen. Ek kan op hierdie mic werk, maar die ander mic wil nie werk. Ek sit op die harde en die asseblief. Iemand die Bybel gebring het, kan ek blaai na Handelinge, die 3de hoofstuk en daar vanaf die 1ste vers. Ek kan met die praat vanmôre, expect the unexpected. Van maandag af het ek baie met God gepraat. My vraag aan God was, waarom bly die kerk van die Here Jesus so onvervuld? Waarom bly kinders van die Here, of sogenaamde kinders van die Here, baie keer maar net in die groef wat hulle is? En baie keer sien 'n mens nie eers 'n goeie mens nie. Dis vir my regtig baie keer asof daar onder die kinders van die Here die honger na God en die dors na God baie keer so weggeraak het. Baie mense in die dag wat ons in leef nog steeds dien God maar net uit tradisie weg. Jy Sondag in die kerk met die bangie pastoor vra maar wat jy.
Net om gesien te word, dat ek daarom maar hier is. Ek wil jou vra vanmôre wat hier sit, ek wil vra vanmôre vir elkeen wat kyk na hierdie boodskap, hoekom is jy vanmôre hier? As jy by die deure vanmôre ingestap het, met watter doel het jy vanmôre by die deure ingestap? What was the reason why you came to church today? Was it because you are hungry for God, thirsty for God, or maybe just some religion? En wat ek hierdie week so mee gestoei het, as ek dit vanmôre so kan sit, ons was vir 3 dae, was ek net die voorreg gehad om by 'n pastoorsbyeenkoms te wees in Magubaskloof. Ons president van ons kerk was daar, wat 'n wonderlike tyd in die Here. En terwyl ek by hierdie ding in my hart stoei, toe sê hy in 'n stadium iets en dit tref my, die Here sê, dis die antwoord. Want die kerk het 'n verwagting in die hand van God, maar nie in die gesig van God. They've got an expectation in the hand of God. What can God do for me? And not an expectation to see the face of God. Persoonlik dink ek vanmôre dat as ons herlewing wil hê, as jy herlewing in jou eie lewe wil hê, dan moet jy vanmôre kan sê, Lord, I'm searching for the face of God, not the hand of God. Op 'n stadium van Desember maand af het ons as gesin deur sekere goeders gegaan. Van julle weer af. Al jy deur 'n moeilike tyd gegaan, Jeffrey deur 'n moeilike tyd gegaan. En een oggend terwyl ek en my 2 seuns op die stoep sit en koffie drink, toe begin ons praat oor herlewing en oor dit wat God vir die kerk van die Here Jesus instoor het. En al jy sê iets vir my wat my getref het. Hy sê, Dad, ons het gevra, hoe gaan ons deur die goed? Maar God moes ons bietjie sê. Hy sê, ons kan nie verwag dat met herlewing wees in die kerk. As herlewing moet by Dad en by ek en Jeff hier en by Mommy is, wat op die verhoog staan. En weer die week toe, op 'n stadium toe, quoteer Pastor François een van die skrifpsalms, hy sê, hoe lieflik is dit as broers saam woon. Amen. Dis soos olie oor die hoof van 'n Aaron, wat afvloei tot in sy baard, en af tot op sy sool. Jy sien, jy kan nie herlewing vir iemand anders bring, as jy nie herlewing vir jouself het. And it all starts with an expectation. What do you expect when you walk through the doors of the church? Ek wil net vir 'n oomblik begin my net hierdie boodskap al die oordra soos God vir my gegee. Ek wil vra jou vir 'n oomblik dat jy vir 'n oomblik net sal sê, hoekom is ek hier vanmôre? Jy hoef my nie te antwoord, jy antwoord jouself vanmôre. Hoekom is ek hier? Then I come with an expectation. Or maybe you came with some critical things in your heart, oordeel in your heart. Waarvoor het jy vanmôre kerk toe gekom?
lees aan Handelinge 3, vers 1 in die Engelse Bybel. I said the time of prayer was about 3 o'clock in the afternoon, and Peter and John were going into the temple. A man who had been born lame was being carried to the temple's doors. Each day he was placed beside this door, known as the Beautiful Gate. Sê net vir iemand, the Beautiful Gate. He sat there and begged from the people who were going into the temple. When he saw Peter and John going in, he begged them to give him something. Said it was something. They looked straight at him, and Peter said, "Look at us." So he looked at them, expecting something from them. Net tot sover. We find this man sitting at the gate of the temple, a lame man, lame from his birth. People carried him there each and every day. They picked him up, carried him to the gate of the church, the temple, the presence of God. Because that's what the church and the temple was standing for, was the presence of God. And they sat him down at this gate. And although this gate was called the Gate of Beautiful, there was no beauty in the life of this man. He's been taught his whole life. He's been taught this is the place, this temple door, this beautiful gate, the presence of God is a place to be. As jy sien, daar staan mense wat weer wag en een vermoor. Sy lewe lang het die man opgestaan in die oggend, geen ambisie vir sy lewe gehad nie, geen uitkyk vir die lewe gehad nie, geen verwagting vir die dag gehad nie. Hy was tevrede gewees dat hulle hom optel en dra na die mooi ingang van die temple to the beautiful gate. Although the temple was the place of the presence of God, he sat in the courtyard of the presence of God his whole life. He didn't sit there to be healed. He had no expectation. He didn't sit down to feel the presence of God. He didn't sit down at this beautiful gate to hear the word of God. He sat down at this beautiful gate at the presence of God to beg. The only objective this whole person had his whole life was to beg for something from someone just to survive another day. Duidelik het hy geen verwagting vir sy lewe gehad. Baie van ons in hierdie lewe wat ons leef soos hierdie man. Ons noem onsself kinders van God. Kinders van Abraham. En alhoewel God se teenwoordigheid 'n place of beauty is, het dit vir die kerk van die Here Jesus vir baie kinders van God 'n bedelplek geraak.
It wasn't a place of worship anymore. Because the temple stood for the presence of God in a place of worship. Van die vertalers noem dit ook, he sat at the door of the place of worship. Vir baie mense is God net 'n plek van bedel. Want jy sien, kinders van God het hulle verwagting verloor. Ek wil my verstout om vanmôre te sê, kind van die Here, die kerk van die Here Jesus het sy verwagting in God verloor. Ons is tevrede, soos die vrou wat met Jesus gepraat het, wat gesê het, Here, maar die honde eet die krummeltjies van die vloer af. Die kerk het op 'n plek gekom, wat ons maar tevrede is, om die krummeltjies van die vloer af te eet. Amen. Because I've got no expectation. Thank you every day. Just opening your eyes. Go through the day. Gaan deur die rituele elke dag. Om maar net nog gedagtes te maak. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, God het net kerk van die Here geroep om in sy teenwoordigheid te kom, net om almoses te vra. Kan ek vanmôre weer vra, hoekom is jy hier? Why did you come to church today? Maar die hartseer van alles is hierdie man was maar tevrede om in die courtyard te sit. Weet jy wat se courtyard in Afrikaans is? Sê maar courtyard. Die Bybel praat van die courtyard. Hy was tevrede gewees om by die hek te sit, om by die deur te sit. Never in his life he experienced the inside of the church, the inside of the temple, the inside of the place of worship, the inside of the presence of God. He never experienced it. Want hy was geleer gewees om te bedel. Hy was geleer gewees om maar net te aanvaar wat met hom gebeur. Hy was tevrede om by die deur te sit. Tog kom die Bybel vanmôre na u en na my, kind van die Here, in Hebreërs 10 vers 19. Hy sê, so friends, we can now, without hesitation, walk right up to God. It's a message in the Bible. Into the holy place. Jesus has cleared the way by the blood of the sacrifice, acting as our priest before God, the curtain into the presence of the Holy of Holies, the God the Father. Alhoewel ek en jy vanmôre toegang het, vrye toegang, die voorhangsel geskeur, kan ek en jy vanmôre instap in die allerheiligdomme van God. Ons kan kom staan voor die troon van God. En ek kan uitroep, Papa, Vader. Tog sit ons, en ons is tevrede om by te kan. Ons is tevrede om by die hek te sit. This beautiful gate. But we're sitting outside. Baby.
You said when we enter into this Holy of Holies, it's not a place of begging. It's a place of grace. It's not a throne for the beggars. Come on, what did I say? It's the throne of grace. Luister gou wat sê die Bybel. Hebreërs 4 vers 16 sê, let us have confidence then and approach God's throne where there is grace. There we will receive mercy and find grace to help us when we need it. You don't have to go big. You can just enter. You don't have to sit at the gates. For this man, this place was a place of begging. Wat is God se teenwoordigheid vir jou vanmôre? Die derde vers van ons geleesde gedeelte sê die Bybel, hy sê, when he saw Peter and John going into the temple, he begged them to give him something. Wie van julle het al 'n verjaarsdag gehad, of 'n Kersfees gehad, en dan gee mense vir jou presente, dan dink jy, wat moet ek hiermee maak? Kom maar, dan is dit net in my gebeur. En dan lê hy dink dalk in jou kas. Tot ou nag toe. Because that's what we call something. He asked and he begged these people, he begged John and Peter for something, anything. Just give me something. Ek hoor partykeer mense bid dat hulle, Here, gee my net iets. Man vas. Here, gee my net iets. He don't just want to give you something, he wants to give you everything you need. Hoor wat sê? Luister wat sê die Bybel. Hy sê, there we will receive mercy and find grace to help us just as we need it. God will supply in every of your needs. En elke behoefte van jou sal God voorsien. But you're sitting at the gate with the biggest mentality. Miskien is jy vanmôre by daai plek van something. Lord, ag Here, dit gaan so sleg met my. Just give me something. En nou praat ek met iemand sê, "Hoe gaan dit? Jy nie kan sleg. Ek dink jy kan slegter gaan." You see, sometimes we are at that place where anything, something will be something good. But you see, it's a place. The place of something, the place of begging. The place where we beg. Because we have no expectation. Ek praat met die oor expect the unexpected. In daai dae het dit so gewerk dat wanneer iemand 'n bedelaar was, en vandag se dae is jou bedelaars redelik arrogant.
as jy vir hom R5 gee, as hy vir jou kwaad, dan kyk jy so in die oë, dat jy vir hom meer moet gee. Ag, kom maar, wie weet wat gepraat het. Maar jy sien, in daai dae het so gewerk, as jy 'n bedelaar was, het jy 'n bedelaarskleed gedra. Jy was geken as 'n bedelaar, jy het 'n bedelaarskleed gedra. Maar afgesien daarvan, as jy, soos hierdie man sit by die tempelpoort en bedel, maar hy was nie, he wasn't allowed to look up into the face of those who gave him something. Hy moes grond toe gekyk het. Hy moes so kyk en sê, ag, kan iemand my asseblief ietsie gee? Just give me something, please. Hy het nie mag sy kop opgestel het en vir die mense in die oë gekyk het. Dit was nie wet. So hierdie man sit op kop onderste bo. Hy weet nie wie dit wat inkom nie. Hy sien maar die voete wat inkom. En toe hy die voete sien inkom van Petrus en Johannes, hy het nie geweet dis Petrus en Johannes nie. Sê vir Petrus en Johannes, please just give me something. En nou doen Petrus iets amazing, wat ons baie keer mislees en Peter did something that was totally against the religion of that time. Something that wasn't allowed. Luister wat sê vers 4, hy sê, they looked straight at him, and Peter said, look at me. Come on. Hierdie man sit so, kyk gou hierdie prentjie, hy sit en hy bid, ag, gee my, just give me something, please. En die volgende oomblik hoor hy, look at me. Jy sien, wanneer ek die hand soek, dan kyk ek grond toe. But when I see God, I look at his face. Amen. When I'm a beggar, I look to the ground and I look for the hand. But when I'm a child of God, washed in the blood of the Lamb, my name written in the Lamb's book of life, then I have the opportunity and the courage to look him right into the face of God. Ek en jy kan vanmôre kyk. Ek is nie 'n bedelaar nie. In die eerste plek hoef ek nie buitekant te sit nie. In die tweede plek, daar's 'n rede hoekom Petrus dit gedoen het. Jy sien, hulle moes eers hierdie man, hierdie landman, hulle moes eers sy bedelaars-mentaliteit wegkry. Petrus se grootste plan was om die mentaliteit, die bedelaars-mentaliteit van hierdie man, van dit ontslae te raak. Terwyl hy so gesit het, kon hulle gesê het, in die naam van Jesus, silwer en goud het ek nie, maar die naam van Jesus staan op die loop. Hy het nie nodig gehad om vir hierdie man te sê, kyk op nie. Maar jy sien al, het hy gesond geword, sou hy vir die rest van sy lewe 'n bedelaar gewees het. Because he had the mentality of a beggar. God roep vanmôre na die kerk van die Here Jesus. God roep vanmôre na my en na jou en elkeen wat vanmôre in die diens kyk. En God sê vanmôre, look at me. Tel jou oë vanmôre van jou omstandigheid op. Tel vanmôre jou oë op van dit waar jy sit, die gat waar jy sit, van die grond af. Tel jou oë vanmôre van die asroep af waar jy sit en kyk vir my. En my oë. God roep jou vanmôre, kerk. Jy is in hierdie plek vanmôre dat ek vir jou kan sê, look at me. God sê vanmôre, look at me. So baie mense
in hierdie lewe. Maar het gebeur ons nou nie. So baie mense as jy hom vra, hoe gaan dit? Nee, pastoor. En onmiddellik as jy by, jy weet dan, weet ek klaar, bedelaars mentaliteit. Dis tyd om na God te kyk. So te sê boom in die baas. So arm maar daarom. Weet jy wat? Ons het sê goed, wat ons vir onsself uitspreek, in plaas daarvan te sê, I have the opportunity, the confidence, to look him right in the face. Ek kan God se aangesig, kan ek sien. I know better. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, jy wat in hierdie plek is, jy wat vanmôre kyk, op livestream, wat vanmôre vir jou sê, hoor die woord van die Here vanmôre, dis tyd om jou bedelaars mentaliteit eenkant te skryf. Niks kan verander in jou lewe terwyl jy 'n bedelaars mentaliteit het. God roep die kerk vanmôre. Die globale kerk van die Here Jesus roep God vanmôre om 'n kop op te tel. Jy is geroep om die kop te wees en nie die ster te wees. Ongelukkig het ons kerk so, die kinders van die Here partykeer so wurmpie mentaliteit. Ek is 'n wurmpie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy 'n wurmpie is, die duiwel moet jou visvang. Ek is nie 'n wurmpie nie. Ek het nie 'n wurmpie mentaliteit nie. I'm a child of God. Ek het vanmôre die versekerdheid en die vrymoedigheid om te kan instap tot in die troon van genade, by die troon van genade. God in sy oë kan kyk en sê, Papa, Vader, dis wat ek nodig het vanmôre. Kan ek gou nog so 'n stukkie inlas? Jy sien, 'n bedelaar se verwagting is in die mense om hom. Die mense wat by hom verbyloop. Sy verwagting is die R2 en die rand en die paar shillings wat iemand in sy kas gooi. Jy sien, dis 'n bedelaar, nee, sy verwagting is in mense. Maar weet jy wat? 'n Mens kan nie vir jou wonderwerk doen nie. 'n Mens kan nie vanmôre vir jou die onmoontlike doen nie. Want die Bybel sê, niks, hoor dit mooi vanmôre, is by God onmoontlik. Amen. Is daar iemand wat dit glo? Amen. Weet jy hoekom is dit onmoontlik? Want ek sien my verwagtinge mense. Wat gaan hierdie mens vir my gee? Petrus, wat gaan jy vir my gee? Johannes, wat gaan jy vir my gee? Vanmôre, kind van die Here, wil ek vir jou sê, hou op rondkyk. Hou op na voete kyk. En kyk vanmôre in die aangesig van God. Kyk wat gebeur. So amazing. Handelinge 3 vers 5. Hy sê, so he looked up. Luister gou. Expecting to get something. Vir die eerste keer in sy lewe kry hierdie man 'n expectation. Hy het nog nooit 'n expectation gehad. Hy het manne gesê, is there something please? Gee my 'n paar rand, miskien 'n broodjie.
geen verwagting. Maar vir die eerste keer in sy lewe, die eerste keer in die verhaal, kom die woord voor, he was expecting. Jy sien die oomblik, toe hy sy kop optel, something changed inside of him. Something changed in his mind. En vir die eerste keer in sy lewe, kry hy 'n verwagting. Vir die eerste keer, he had an expectation. But still it was just an expectation. Hy het iets verwag, iets groter as wat hy gewoon was. Iets groter as die 2 rand of die rand of die 50 sent wat iemand in sy blikkie gegooi het. Meer as die halfgeëte appel wat iemand in sy blikkie gegooi het. Vir die eerste keer in hierdie man se lewe raak hy opgewonde oor iets. Jy sien, wanneer ek 'n verwagting kry, raak ek opgewonde. When I expect something, raak ek opgewonde. As jy uitsien na iets wat kom, dan is ek opgewonde daaroor. Vertel vir almal daarvan. En vir die eerste keer in hierdie man se lewe verander iets. En hy kry 'n expectation. Because he looked up into the faces of John and Peter. And they were still just human beings. What do you think will happen when I look into the face of the God of gods, the King of kings, the Lord of lords, the miracle worker, the one who specializes in the impossible? What do you think will happen when you pick up your head from this ground and you look into the face of the one who smiles back at you and say, whatever you need, whatever you need. Ag, ons is tevrede met die minste. Want ons vir ons is nederig as ons so sê. Maar God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat sy kop kan optel. Een man en 'n vrou wat vanmôre kan sê, Here, ek wil U kyk. In die aangesig wil ek kyk. Ek wil meer hê, Here, as die normale. Jy sien Petrus en Johannes, wat hy gewoon aan was silwer en goud. 'n stukkie silwer, 'n stukkie goud op. Dis waar hy gewoon was. Maar Petrus en Johannes sê, silwer en goud het ek nie. Jy sien, ek en jy sal sê, nou wat dan? Want ons expectation is in die materiële dinge, in die mens. Ons sien, Petrus en Johannes het dit nie gesê om hom negatief te maak. Hulle het nie vir hom gesê, silwer en goud het ek nie, om vir hierdie man se moed en sy skoene te laat sak nie. Petrus en Johannes sê vir hom, silwer en goud het ek nie, maar jy sien, daai maar sê vir my, hy sê vir hierdie man, expect the unexpected. Ek praat met jou oor, expect the unexpected.
Jy sien, jy verwag R10, God wil vir jou R100 gee. Jy verwag vanmôre dalk iets kleins, God wil vir jou baie meer gee. God wil vir jou groter dinge gee. But we have to get to a place we just don't have just an expectation, but we can expect the unexpected. Amen. You see, the unexpected is the things that can't be done by human beings. It can't be supplied by a friend or a family. It's something only God can do. Dis iets wat net God vir jou kan doen. Is the unexpected. Ek roep vanmôre na die kerk. Soos wat Petrus en Johannes vir hierdie man gesê het, silwer en goud het ek nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk, silwer en goud het ek nie, maar in die naam van Jesus. I want to encourage you. Ek wil jou opbeur vanmôre en ek wil vir jou sê, expect the unexpected. Amen. Terwyl ek met die boodskap besig is, toe vat die Here my op my kar op my bakkie gekoop het. Almal weet ek hou van rooi. Dis baie lief vir rooi. As ek kan, sal ek alles rooi aantrek. Hou van rooi. Maar toe die bakkie gesoek het, het ek geweet, hulle is maar skaars 'n rooi bakkie. Reintjie. Jy sien, ek het vir God gesê wat ek wil hê. Maar ek het vir die Here gesê, ek weet gewoon net hierdie getuienis vandag hoor net. Jy wil dit nog nie gehoor het. Ek het vir die Here gesê, ek soek 'n 2.2 bakkie. Die rede daarvoor, wat hy lig vir op brandstof. I expected, ek het verwag 'n 2.2 Ford Ranger. Ek het iemand in my hart gesê, maak nie regtig saak wat se kleur, ek hou van rooi, maar maak nie saak wat se kleur. Vertrou my vir oomblik. Ek wil iemand bemoedig vanmôre. Expect the unexpected. Weet jy wat gebeur? Ek sien hierdie bakkie op Facebook. En ek dink, dis 'n mooi bakkie. Ek gaan die ou bietjie bel hoor. En toe kom op bel het ek die nommer verloor. 'n week gaan verby, ek sien weer hierdie bakkie. 'n verskriklike mooi bakkie. Rooi. Bloedrooi. Ek skryf die nommer af. Dit was 'n Vrydag, die Maandag besluit ek sal Maandag sal ek bel. Maandagoggend lei my telefoon. Pastor Pieter Bawa is 'n vriend van my in Pretoria. Hy weet ek soek 'n bakkie. Hy bel my sê, "Touda, ek het vir jou bakkie gekry." Ek sê, "Regtig?" Hy sê, "Ja." Ek stuur gou vir die foto's. Wat se foto's stuur hy vir my? Die bakkie wat ek op Facebook gesien het. Nou sê ek, I expected something, but I didn't expect this. Nou kyk ek, man, hy lyk splinter nie. Ek sê, Pieter, ek is nie daar om te kyk, jy moet maar kyk vir my. Hy sê, nee, kyk, alles is reg. Ek sê vir die man, ek sê, is reg, ek vat hom. Wanneer my hart sê, die Gees van die Here vir my pad hom, ek wil nie hoor, ek het nog nooit die bakkie gesien nie. Ek het net op Facebook gesien, op prentjies gesien. Die Here sê, vat hom. Sê, Pieter, sê vir die man, is reg, vat hom. Nou gaan ek bou toe. Nou sê ek, mense, ek wil Marina wat in die kerk is, ek bel haar, sê Marina, ek wil 'n bakkie koop.
maar ek het nie deposit nie. Want my bakkie is eintlik nie my bakkie nie. Die bakkie wat ek gehad het, is eintlik nie myne nie, Jeffrey se, want hy het hom betaal. So die ooreenkoms was as ek ander bakkie kon kry, die bakkies van, ek het nie 'n deposit nie. Dis 'n 2013 bakkie wat ek wil kry, dan sê Marina vir my, "Eek, pastoor, is 'n tabbie in hierdie." Want hulle ja, sy so oud is gee hulle nie kar sonder deposit nie. Sy sê, "Maar wie wat, kom ons sit hier ons kyk." Mense, 'n halfuur daarna bel Marina my. Sy sê, "Pastoor, is goed gekeer. Jou bakkie is goed." Nou kyk ek na die ding wat sy vir my stuur, hoeveel het op my paaiement, dan sê ek, "Here, die paaiement is bietjie hoog. Dis hoër as wat ek nou besluit het, as wat ek beplan het, in my budget is." Uit die blou tyd bel iemand by die Kaap uit, en die persoon sê vir my, "En het jy bakkie al gekry?" Ek sê, "Man, ek is nou net daar, ek is amper daar." En ek vertel vir hom van die bakkie. Hy sê, "Sit jy deposit neer?" Ek sê, "Nee, ek het nie deposit nie, ons gaan maar deur sonder so deposit." Hy sê, "Hoe lyk die paaiement?" Ek sê, "Is 'n bietjie hoër as wat ek moet, maar is..." Hy sê, "Oké, hoor, geniet jou bakkie, baie." En 5 minute later betaal hy R30,000 op my rekening. En hy stuur vir my 'n boodskap, hy sê, "Daar's die deposit vir jou bakkie." Probeer dit inwerk, deur die paaiement kyk, is presies wat ek vir die Here gesê het, hoeveel ek kan betaal. Maar nou, onthou, ek praat met u oor expect the unexpected. Ek het gesê, ek soek 'n 2.2 Ford Ranger. Ek soek nie 4x4 wat hy maak met swaar brandstof. Nou kyk jy, ek sê, "Jong, ek het nou net gou iets mooi uitvind. Is dit 'n 2.2? Nee, kom ons 'n 3.2. Ek sê, "Nee, jong, daar dink gaan ons nou baie swaar wees op brandstof." Hy begin lag vir my. Hy sê vir my, "Hulle is ligter as 2.2. Ek sê, "Die 4x4 gaan baie swaar wees." Hy sê, "Nee, doen nie." Ek sê, "Oké, dan is dit reg, want die Here het gesê is reg. Mense weet dan wat, ek kry 3.2 bakkie. Julle ken hom. Bloedrooi. En ek kry partykeer as ek mooi ry 13 kg op 'n liter met hom. Daar's my kinders, ek en my vrou. Vanessa ry 2.2. Haar 2.2 is eers half te so luks as my bakkie. Die son. I expected something, but God gave me something better. Ek praat met jou vanmôre oor expect the unexpected. Ek lief hoor vanmôre kerk van die Here. Ek wil weet die getuienis gou op jou deur gegee dat jy vanmôre kan weet waaroor gaan dit. God knows what you want, but He wants to give you something better. Silwer en goud het ek nie sê vir hulle man. Hy sê ek het nie silwer en goud nie, maar in die naam van Jesus Christus staan op en loop. Ek wil vanmôre vir jou sê kerk van die Here. God sê vanmôre vir jou, it's time to stand up and walk. When you can expect the unexpected. Jy sien, dis wanneer ek die bonatuurlike begin betree. Dis wanneer ek die miracle atmosfeer begin betree. Is wanneer ek kan sê, Lord, I expect the unexpected. I don't know, Lord, what to expect, but I'm expecting something bigger. I'm expecting something more. Ag, vergun my nog so 'n oomblik. Handelinge 12 sit Petrus in die tronk, toegesluit. Ek praat met jou oor expected and unexpected. Jy sien, ons bid baie keer vir iets en wanneer iets gebeur, dan kan ons nie glo nie. Wie was al daar? Petrus sit in die tronk. Jy ken die verhaal, ek het gelees in Handelinge 2. Dan kom 'n engel aan, hy sê vir kom, hy sê kom, laat ons gaan. Kettinge val af en die stap hulle deur die tronk. Die Here maak net oop. Maar intussen is daar 'n klomp mense, sê die Bybel, wat in 'n huisie vir Petrus besig om te bid vir Petrus.
Weet nie wat het hulle gebid nie, maar hulle weet gebid vir Petrus. They expected something, but I don't know what. Want die Bybel sê, volgende oomblik klop hy die deur. En die vrou maak die deur oop, Rhoda. Sê die Bybel maak die deur oop. En sy so surprise, sy maak die deur weer toe. Jy kan het gelees. En sy hardloop na die mense toe wat besig is om te bid. Hulle is besig om te bid, mense, sê die Bybel. En sy sê vir hulle die mense, luister gou, en sy die stem van Petrus herken, en die blydskap in die poort nie oopgemaak nie, maar na die binnekant gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Sê sy vir hierdie mense wat nou bid vir Petrus. En kyk wat gebeur nou. Maar hulle sê vir, jy is van jou verstand af. Maar sy volgou dat het Petrus was en nie hy nog nie. You see, when we pray for the unexpected, we must expect the unexpected. They never expected Peter to stand at the door. Hulle bid vir dit, maar hulle glo nie wat hulle bid nie. Because they had no expectation. Maar hulle kry iets groter as dit. Jy sien ons bid baie keer soos bedelaars, sonder verwagting. Maar God wil vanmôre hê ons moet die onverwagte verwag. Jy sien nie hoekom ek dit vanmôre vir jou kan sê, hoekom ek dit kan glo met my hart. Why I can say we can expect the unexpected. Want die Bybel leer vir my, luister gou wat sê Efesiërs 3 vers 20 sê. Now to him, dis God, being able to do exceedingly, abundantly, above all that we can ask, think, or expect. Hy kan meer doen as wat ek kan bid of dink of verwag. Maar die skrif vir my vanmôre sê, expect the unexpected. As sê dit vir iemand naby jou, want kyk jou man in die oë en sê vir hom, expect the unexpected. Dan kyk jou vrou vir die kant aan die oë, dan sê jy vir haar kind gehoor, expect the unexpected. Maar iemand wat naby jou sit, of jou man of jou vrou te weet, sê dit vir iemand naby aan jou, I am expecting the unexpected. Maak klaar. Een van my gunsteling tekste in die Bybel. 1 Korintiërs 2 vers 9. But as it is written, what the eye has not seen, and the ear has not heard, nor the heart of the man conceived, what God has prepared for those who love Him. Those who love Him. Ek wil nog een stelling maak. Net nog een ietsie sê. Luister gou wat sê die Bybel. Vers 6. Sê Peter, sê, I don't have a nickel to my name, but what I have, I give to you. In the name of Jesus of Christ of Nazareth, stand up and walk. He grabbed him by the hand and pulled him up. Luister gou. And instantly, this man went into the temple. Come on. Hy het buitekant gesit. By die plek van beauty het hy gesit. Skielik, toe hy 'n expectation kry, sê die Bybel, he went into the temple with them, walking and leaping and dancing and praising God. You see, the place of beggars became the place of dancing. The place of his begging became the place of praises. The place of worship. The place of honoring God. God wil vanmôre jou plek van bedel, wil hy vanmôre omswaai kerk. En hy
rejoicing and a place of dancing. Expect the unexpected. Kom ons sluit ons oë asseblief. Ek wil net aanloop vanmorgen net sê. Allemaal weer eens naar die bokkie weer. Ja, jy het nie kyk sê, ek is toch miskien een goeie raad nie. Miskien een goeie raad nie. En hy kom soms op punt mense dat ons om weer moet vanmorgen die speel, hy is beskiklik goed. En al die mense kom hulle boeken, hulle val hy uit. Wie weer uit die stel in die beste stuk, een paar of maat waar later, dis moet maar mooi door die jaar saam, dis op die mooi. En die jaar, as speel jy weer probeer by my. And we were expecting to get stuff. Job. En sy sê hier is het moeder. Mens die moeder. Ons my kind. Maar hy spring hier terug. Hy vraag vir niks. Al wat hy wil doen is rugby speel. Hy het baie kind leer wat rugby. Hy het nog met 4 kry. Hy het hospitaal uitgevoer. En hy speel probeer met op die kerk wat hy gedaan. En hy maak nie spring. Sy het uitgevoer. En my pa sê vir my, expect unexpected. En ons bid. Een week later is die ma WhatsApp by die Lions van. Ons soek jou kind. En ons speel Lions vanmiddag af. Because we're expecting the unexpected. Een groot reunie. Meer spelers. Meer spelers is hier op uitgewees en ek het daarom gekom. Maar ons het vertrouw op hier, maar nie goeie volgende probleem, nou word ons wat 9.000 rand. 8.000 rand. 8.700. Moet nie veel sê, dat ons miskien maar wat kry nie. Maar we were expecting and unexpected, dis overal. Nie weet nie waar ek as vandag, weet nie waar ek vandag kom nie, maar hy het gespeeld, ek was nog vir my op die span uitdraag, ek is gespeeld, pak alles op my. That is the God that I serve. Dit is die God wat ek dien vanmorgen. Hy het ook plek in my lewe wat ek regtig besef het, die dinge van die aarde is die dinge van die aarde. Dit los gesien. En dan geen wat wie om my sê nie. Wat my spreek en dit nie spreek nie. Dit is die God dat I serve. Ons sluit ons oor na my sit asseblief. Lord.
That they will expect the unexpected, and that you will supply every need in the name of Jesus. Here silver en goud het ons nie, maar wat ons het is die naam van Jesus Christus, die Nazareër. Ek bid vanmôre, Here, dat mense se plekke van familie vanmôre plekke van aanbidding sal word, Here. That they will step into the presence of God, and that they will experience the supernatural God that we serve. The God that specializes in the impossible, the God that specializes in miracles, Lord. And they will enter into your throne room with throne grace. And they will enter, Lord, and they will expect the unexpected. In the mighty name of Jesus. Amen. You can be so black again. Toe ek die boodskap by die Here kry, dis nie seker nie regtig 'n nagmaal boodskap nie. Maar toe ek die boodskap by die Here kry, toe sê ek, Here, nou, wat sê ek by die nagmaal? En ek hoor in my gees, hoor ek die woord waarborg. En ek hoor in die gees van die Here sê, hierdie is die waarborg wat ek vir jou gee. Dat jy kan verwag die onverwagte. Dis die waarborg vanmôre to expect the unexpected. Dis die waarborg vanmôre that God will supply every need. Dis die waarborg vanmôre in die tafel, is vanmôre die waarborg dat jy God se kind is. Dis die waarborg wat jou naam beskryf in die handpalm van die ewige God vanmôre. Dis die waarborg vanmôre dat sy naam op jou lippe, op sy lippe is. Dis die waarborg vanmôre dat hy vir jou sal gee ver boeken wat jy kan betoon. Onverwacht. Expect the unexpected. Ek wil hê wanneer jy vanmôre aan die tafel sit, wanneer jy die broodjie neem, dat jy sal sê, Lord, I expect the unexpected, because I serve a supernatural God. Wanneer jy druiwesappie drink vanmôre, dat jy sal sê, Here, deur die bloed van Jesus Christus, het ek toegang tot in die troonkamer van genade, tot voor die troon van genade, Here. Dis my waarborg, dat ek vanmôre toegang het tot die God van die hemel. Dis die waarborg vanmôre, dat die voorhang sal geskeur het, en dat ek nou deur die vlees van Jesus kan ingaan tot voor die troonkamer van God. Ag, kom julle twee so kom help my op die tafel, Jessica, kom help op die tafel. Ek wil as jy daar by jy soek vir oomblik, steek jy hand so op. En sê net, Here, ek aanvaar die waarborg. Here, ons aanvaar vanmôre die waarborg, dat U vir ons sal gee, that You will give us an unexpected Lord, in all our lives. In Jesus naam. Dank U, Vader, vir die tafel, wat ons nou aan kan sit. Seën vir ons gegaan in Jesus naam. Amen en amen. Hier, dis sy lichaam.
God gaan met jou. Ons seën hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In Jesus naam. God bless you. Die Here seën gaan